Elke ding wat 'n mens leer, wat jy byleer in die gitaarwêreld, moet vir jou 'n uitdaging wees. En daai uitdaging moet jy moet geniet wat jy aanvang. Ons kyk hier na 'n klein beweging op die gitaarnek. Die 12de fret, sit jy net een vinger. Speel hom 'n paar keer. Van die 12de gaan ons na die 10de toe. So jy gaan oor 2 frets terug. Speel hom 'n paar keer, laat jy hom hoor. 1 fret terug na die 9de toe. Na die 7de toe. Jy sal hoor die klanke pas by mekaar, dis nogal mooi. Hoor nou weer. Jy kan ook as jy wil jou lettername opsê wat jy speel. Jy speel 'n E op die 12de. Jy speel 'n D op die 10de. Op die 9de is 'n bietjie 'n snaakse een. Jy het 'n B mos op 7. So jy het 'n C op 8, jy het 'n C kruis op 9. En gaan jy na 7 toe het jy B. So jy het 'n E, 'n D, 'n C kruis en 'n B. Snaakse lettertjies wat amper nie by mekaar hoort nie, maar tog musiek maak. Nou gaan ons 'n akkoord bou. 'n Klein akkoordjie, net 3 note op elkeen van daai posisies, op elkeen van daai frets wat nou gespeel is. By die 12de, 3 frets. Nie 3 nie, 3 snare. So een vinger gaan oor 3 snare. By die 10de maak ons 'n D mineur vorm. 'n D mineur vorm. Jy weet hoe lyk 'n D mineur? As jy nie weet nie, beloof jou daar's 'n video ergens wat vir jou 'n D mineur akkoordvorm gaan verduidelik. En jy speel daai 3 snare. Een fret terug op die 9de maak jy 'n akkoord wat ek altyd sê, dit lyk asof jou vingers soos trappies klim. Dit is ook 'n mineur akkoordvorm, 'n hartseer vorm. Eintlik is almal hartseer vorms wat jy nou speel. En daai vormpie is maklik. Hy gly nou net tot op die 7de. Vingers lig skaars van die snare af tot op die 7de. Nou daai moet jy nie bietjie speel nie en nie bietjie baie speel nie, maar regtig waar baie heen en weer speel. Hoor hierson. Hoe stadiger jy hom speel, hoe meer gaan dit soos waterdruppeltjies klink. Vir party mense, nie vir almal nie. Met elke oefening moet jy eintlik jou eie klein stukkie musiek maak.